Op hierdie Pinksterdag wil ek baie graag praat met die kerk oor 'n baie belangrike onderwerp. En dit is tale spreek, of dan die doping met die Heilige Gees. Nou weet ek, daar is mense wat nou in veg en vlug gaan. Hulle dalk baie self jammer kry omdat hulle vanmôre kerk toe gekom het. Of selfs ingeskakel het aanlyn. Asseblief, bly sit. Aanlyn mense, asseblief moenie afsit nie. Moenie weggaan nie. Asseblief. Ontspan en luister net eers na wat ek te sê het vanmôre oor hierdie hemelse taal, wat ons na verwys as die spreek in vreemde en ander tale. Ek is van mening dat daar heelwat onkunde is met betrekking tot die spreek in vreemde tale. Na vanoggend glo ek dat mense met ander oë daarna gaan kyk en dit gaan beoefen en verstaan dat dit wel belangrik is. Ek het groot geword in 'n Pinksterkerk. Tale spreek was die alfa en die omega, die begin en die einde. En toe dit gebeur dat die tale spreek iets wat die agtersitplek ingeneem het, en dit nie meer as baie belangrik beskou geword het nie. En ek glo, dit het gebeur as gevolg van, daar was hier die absolute oordrewendheid van tale spreek. En toe weer, nee, dit is nie nodig nie. Dit kan bietjie die agtersitplek inneem. Ons moet verstaan dat die Bybel ons premis, ons riglyn, praat daarvan. Wat beteken dat ons moet agslaan op dit. En die kerk is veronderstel om dit as belangrik te beskou. Vriende, dit was absoluut deel van die eerste Nuwe Testamentiese kerk. Ek het vir jou sopas 'n video gewys. Dit is 'n voorstelling van hoe daar gedink word, daar's baie kreatiwiteit in hierdie voorstelling, van hoe dit sou gewees het met die koms van die Heilige Gees. En die teken, die uiterlike teken van die koms van die Heilige Gees, was die spreek in vreemde en ander tale. Beteken dit, as ek nie in tale praat nie, dat ek nie die Heilige Gees het nie? Nee, glad nie. Die oomblik wat jy tot bekering kom en jou hart vir God gee, ontvang jy die Heilige Gees. Want niemand kan sê dat Jesus die Here is sonder die Heilige Gees nie. Ek het 'n ring aan my vinger vanmôre, wat sê, of wat aandui, ek is 'n getroude man. As ek hierdie ring afhaal en ek sou vanmôre hier staan sonder my ring, maak dit my 'n ongetroude man? Nee, want daar's 'n wettige dokument geteken
by binnelandse sake wat verklaar dat ek 'n getroude man is. Maar hierdie ring is die uiterlike sigbare teken van dat ek 'n getroude man is. Wanneer ons in tale spreek, is dit die uiterlike manifestasie, teken van die inwonende gees van God in ons. Voordat ek egter baie belangrike goed met jou gaan deel vanmôre, kom ons lees net eers Handelinge 2 vers 1 tot 4. Op Pinksterdag, watter dag? Pinksterdag. 7 weke na Jesus se opstanding, op die 50ste dag, was al die gelowiges op een plek saam. Hoekom was hulle op een plek saam? Met die hemelvaart het Jesus gesê, gaan wag in Jerusalem totdat julle aangedoen is met wat? Krag uit die hoogte. Hy het verwys na die koms van die Heilige Gees, want Jesus het gesê, ek gaan julle nie as wese agterlaat nie, orfanos, weeskinders, ek kom weer na julle toe. Hoe het hy gekom? As die Heilige Gees. Hulle was almal op een plek saam, wagtend op die belofte van die Vader. Skielik was daar in die lug bokant hulle geluid soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle bymekaar was. Tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme, het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees vervul. Luister. En soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle, sê saam met my, hulle, sê hulle het wat? En hulle het in ander tale begin praat. Nou, tale spreek is Bybels en deur God aan die kerk gegee. En ek gaan jou vertel vanmôre, hoekom het God dit gegee? Waarom is dit gegee? En wat se voordeel hou dit vir die kerk in? Ek glo dat omdat tale spreek so kragtig is in die lewe van die kinders van God, die duiwel en sy magte dit ten alle koste beveg met alles in hulle vermoë. En jy gaan hoor hoekom ek dit sê. Satan en sy magte sal tale spreek altyd diskrediteer en dit as belaglik laat lyk en as belaglik laat klink. Want jy sien, wanneer ons dit met ons menslike verstand en brein probeer beredeneer of probeer uitklaar, dan maak dit nie sin nie. Die vraag kan gevra word, waarom sou God, die wyse God, tale spreek gekies het as 'n teken, die ring van die Heilige Gees in ons? Wel, ek het nie vir jou 'n direkte antwoord nie, behalwe God is soewerein. En God kan maak en doen en besluit soos hy wil. Dis nie vir my en jou om dit te bevraagteken nie. Eerstens, waarom sou die apostel Paulus, luister, wat gevul was met wysheid, die wysheid van God, en soveel ontvang het van God uit die hemel, gesê het, ek bid meer as julle almal in tale. Kom kerk, dink so bietjie. Paulus, die man wat 2/3 van die Nuwe Testament geskrywe het, die man wat weggeruk was tot in die 3de hemel, en onuitspreeklike dinge gesien het wat ek en jy nog nie gesien het nie. Die man sê, ek bid meer as julle almal in tale.
Kom ons lees. 1 Korintiërs 14 vers 1 tot 5. Lê julle toe op die liefde. Sê gou vir iemand langs jou, voor jou en agter jou, ek het jou lief met goddelike liefde. Dis maar saggies. Lê julle toe op die liefde. Luister kerk, bly egter ook entoesiasties oor die gawes van die Gees. François het vroeër daarna verwys. Veral oor die gawe om te profeteer. Kyk vir my, ek moet kwalifiseer. Wanneer Paulus praat van die gawe om te profeteer, praat hy van om God se wil bekend te maak, met ander woorde, die prediking van die woord. Want wat ek hier besig is om te doen, ek is besig om die profetiese woord aan die kerk oor te dra. So wanneer Paulus hier praat van te profeteer, praat hy nie van die sogenaamde profeseë wat ons vandag aan blootgestel word van, jy gaan 10 miljoen rand maak en jy gaan 60 besighede hê en jy gaan 'n Ferrari ry en jy gaan Gucci klere dra nie. Niks fout daarmee as jy Gucci klere dra nie. Net so terloops. En jy kan jou Ferrari ook ry. Om God se wil bekend te maak, die prediking van die woord. Hy sê, as jy in tale praat, rig jy jou nie tot mense nie. Hierdie is verskriklik belangrik. As jy in tale praat, rig jy jou nie tot mense nie, maar tot God. Want mense sal jou nie verstaan nie. Deur die werking van die Gees praat jy, ek kan eintlik die woord insit, egter praat jy immers diep en onbegryplike dinge. Wat bedoel hy met diep en onbegryplike dinge? Dis jou geesmens wat nou bid. Dis jou geesmens wat nou met God praat. Luister. Deur die werking van die Gees praat jy immers diep en onbegryplike dinge. Onbegryplik vir die mens, maar begryplik vir God. Maar as jy profeteer, die wil van God bekend maak, die woord verkondig, bou jou woorde mense op en bemoedig en vertroos hulle. Kan iemand sê amen? Iemand wat in tale praat, word self geestelik opgebou. Sê saam met my, word self geestelik opgebou. Maar die persoon wat profeteer, God se wil bekend maak, bou die gemeente op. Ek sou bly wees as julle almal in tale praat. Stam so iemand langs jou en sê, hy praat van jou. Ja, hy praat nie van my nie. Ja, hy praat van jou. Ek sal bly wees as julle almal in tale praat, maar nog blyer as julle sou profeteer, God se wil bekend maak. OK. Kom ek lees vir jou 2 Engelse skrifgedeeltes. Die eerste een is van die Amplified Bible. Hy sê, for one who speaks in an unknown tongue does not speak to people but to God. For no one understands him or catches his meaning. Luister, but by the Spirit he speaks mysteries, secret truths, hidden things. Die Message Bible sê dit nog mooier. Give yourselves to the gifts God gives you. Most of all, try to proclaim his truth. Profeteer. If you praise him in the private language of tongues, God understands you, but no one else does.
for you are sharing intimacies just between you and him. En as jy dit verstaan, sê amen. Nou, daar is 'n siening dat tale spreek opgehou het na Jesus en sy disippels se bediening tot 'n einde gekom het. Vriende, dit is nie waar nie. Dit is nie waar nie, ek het nie tyd vanmôre om in diepte hierin te gaan nie, maar gaan lees net die boek van Handelinge, dan sal jy sien, dit het nie opgehou nie. Tale spreek en profeteer of dan om God se wil bekend te maak, gaan eers tot 'n einde kom, wanneer ons in Jesus se teenwoordigheid gaan wees, en ons hom van aangesig tot aangesig gaan sien. Dan gaan dit nie meer nodig wees nie. Hoekom? Want Christus sal alles in almal wees. Kan iemand sê amen? Die vraag wat gewoonlik gevra word is, maar spreek almal in tale? Die antwoord is nee. Dankie tog, Pastor Callie. Nou voel ek sommer baie verlig. Moenie te gou verlig raak nie. Wanneer die Bybel verwys na almal spreek nie in tale nie, verwys dit na die gawe van tale spreek. Nie die invulling of die doping met die Heilige Gees nie. Paulus het nou net gesê, ek wil hê dat julle almal in tale moet spreek. So, ek gaan later meer hieroor sê. Kom ons lees, Markus 16, vers 15 tot 17. Toe het hy, wie is die hy? Jesus Christus. Hulle beveel. Wie is die hulle? Die disippels, van wie ek en jy vandag deel is. Gaan die hele wêreld in, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde, gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus, gaan profeteer aan almal, oral. Elkeen wat glo en gedoop word, sal verlos word. Is jy al gedoop? As jy nog nie gedoop is nie, gee jou naam op. By die iConnect toonmaak, ons het binnekort 'n doopkursus en 'n doopdiens. In die winter, maar ons sal die water warm maak. Elkeen wat glo en gedoop word, sal verlos word. Die Afrikaanse ou vertaling Bybel sê, sal gered word. Maar elkeen wat nie glo nie, sal veroordeel word. Wat glo nie? Dat Jesus die Here is, dat hy die verlosser is. Dat ek saam met hom moet sterwe, saam met hom opstaan in 'n nuwe lewe, wandel deur die krag van die Heilige Gees. Hierdie is die wondertekens wat die sal beleef wat glo. Hulle sal bose geeste in my naam uitdryf, en wat staan daar? Kom sê dit. Sê dit. En hulle sal in nuwe tale spreek. Maar waarom is daar dan soveel verwarring oor die tale spreek, terwyl dit die bewys van die koms van die Heilige Gees was op die dag van Pinkster, meer as 2000 jaar gelede, soos ons gehoor het in die openingsskrif. Wat verstaan moet word, is dat daar is 4 tipes van tale spreek. Het jy dit geweet? Het jy dit geweet? 4 tipes van tale spreek in die Nuwe Testament. En ek is oortuig vanmôre, dis waar die verwarring gekom het. Dis hoekom mense dit nie verstaan nie. Dis hoekom mense terugdeins van hierdie gebrabbel. Hierdie onverstaanbare woorde wat gespreek word. 2 van hierdie 4 tipes is vir in die openbaar, en die ander 2 is vir in die privaatheid. Nou ek sal net nou daai woordjie privaatheid ook net kwalifiseer. Want jy dink dalk nou onmiddellik aan alleen in my kamer agter 'n toedeur gesluit. Dis glad nie wat dit beteken nie. Kom ons kyk. Die eerste tale spreek is as 'n teken vir die ongelowiges. Waar is 'n voorbeeld in die Bybel van hierdie tale spreek?
op die dag van Pinkster is 'n voorbeeld daarvan. Kom ons gaan kyk. Daar was ongelowiges van verskillende nasies in Jerusalem op die dag van Pinkster, wat gehoor het hoe die disippels in hulle taal spreek van die wondere van God. Kom ons lees Handelinge 2 vanaf vers 5. Daar het toegewyde Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Die geluid van die stormwind en die stemme het 'n groot skare daar laat saamkom. Hulle was uit die veld geslaan, omdat elkeen die gelowiges in hulle eie taal hoor praat het. Watter eie taal word hierna verwys? Hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Hoe is dit moontlik, het hulle uitgeroep. Almal wat hier praat in tale is Galileërs. En tog, sê saam met my, en tog wat? En tog hoor ons hulle in ons moedertaal praat. Hier is ons, Perse, Medeërs, Elamiete, mense wat in Mesopotamië bly, in Judea, Kappadosia, Pontus, en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië na Cyrene se kant toe, besoekers uit Rome, Jode sowel as proseliete, Kretensers en Arabiere, ons almal hoor hulle in ons eie tale praat, oor wat? Oor die groot dinge wat God gedoen het. So die eerste openbare tale spreek is vir die ongelowige, dis 'n teken. Met ander woorde, toe hulle gevul was daar met die Heilige Gees, het hulle in hierdie mense se moedertaal begin spreek. Oor wat? Oor die wonderdade van God. Kan iemand sê amen? OK, dis die eerste een. Die tweede tale spreek is die gawe van tale spreek. Daardie gawe van tale het interpretasie nodig, uitleg nodig. Hierdie tale spreek hou verband met die gawe van tale. Nie die doping met die Heilige Gees of die invulling per se nie, maar dit is 'n spesifieke gawe wat God aan spesifieke mense gee, en dis 'n persoon wat 'n hemelse boodskap in 'n hemelse taal uiter in die teenwoordigheid van die gemeente, in die openbaar. Nou, Paulus dui aan dat wanneer hierdie gawe opereer, moet dit hoogstens 2 mense wees en by beurte. Dan, as hierdie taal gespreek is, wat nie aan ons bekend is nie, moet ons begin bid. Vir wat? Vir 'n uitleg. Dat ons kan verstaan wat sê God vir die kerk deur die taal wat nou gespreek was in die teenwoordigheid van die gemeente. Paulus sê, en as daar nie 'n uitleg is nie, moet daardie mense wat in tale gespreek het, swyg. Anders kan die ongelowiges dink, hulle is bietjie geklits in die kop. OK, hulle kan dink die mense is kranksinnig. Let op, die tale wat gespreek was op Pinksterdag was nie nodig om uitgelê te word nie, want die Bybel sê, hulle het gehoor hoe daar in hulle taal gepraat was. Die tale spreek waarna Paulus verwys in 1 Korintiërs 14 vers 22, die gawe van tale het 'n uitleg nodig. Paulus skrywe, dit beteken dus dat die praat in tale 'n teken is, nie vir gelowiges nie, maar vir
ongelowiges. Daar moet dus 'n uitleg wees sodat die ongelowige kan verstaan wat die boodskap is. Anders sê Paulus in vers 23, sal die ongelowiges dink ons is die klit skoon kwyt. Dit staan so in die Bybel. Hierdie twee tipes tale spreek, naamlik tale spreek as 'n teken vir die ongelowiges, dit wat op die dag van Pinkster gebeur het, en die gawe van tale spreek, wat 'n uitleg nodig het, verwys ons na as die publieke of die openbare tale spreek, waarna die Bybel verwys. Maar dan is daar nog 'n derde en 'n vierde. Die derde tale spreek, en dis my gebed vanmôre, dat dit opnuut opereer in die kerk van Jesus. Die derde tale spreek is vir intersessie voor God. Dit is wanneer ons bid en intree voor God vir 'n persoon, vir 'n saak of 'n situasie of omstandighede buite ons beheer en ons 'n ingryping van God nodig het. Paulus verwys daarna. Kom ons lees. Vriende, ek gaan jou hou by God se woord vanmôre. Ek durf nie iets hier sê of bekend maak wat nie in lyn is met God se woord nie. 1 Korintiërs 14 vers 14 en 15. Want wanneer ek in 'n taal bid, is dit my gees wat bid. Waaruit bestaan ons? Gees, siel, liggaam. My gees word gewederbaar, lewendig gemaak, waar? By bekering, wanneer die Heilige Gees in my kom woon. En wanneer ek in tale bid, is dit my gees, my innerlike mens, wat kommunikeer met die ewige Gees, God. So wanneer ek in 'n taal bid, is dit my gees wat bid, maar my verstand bly onaktief. Ek bedink nie daardie woorde nie. Ek spreek dit net. Kondoboko sayendabaka satarandaba. Uruntunduboko sayendabaka sitiandaba. Dit kom net. Dit gebeur net. Dis 'n stroom van lewende waters wat hier uit my binneste vloei, want die Gees van God woon hier in my. Wat sê dit, sê Paulus? Ek sal albei doen. So ek sal in Afrikaans bid, ek sal in Engels bid, ek sal in Zulu, Tswana, Xhosa, Duits, Hollands, Amerikaans, noem dit wat jy wil, bid. Hy sê, maar ek sal ook in my taal bid. Ek sal nie net bid met my gees nie, tale bid, maar ek sal ook bid in verstaanbare woorde, my moedertaal. Ek sal nie net lof sing met my gees nie. Het jy al gehoor, hier wanneer ons lof en aanbidding doen, dan begin van ons mense hier in tale sing. Hulle begin 'n hemelse taal uiter. Dis Bybels. Dis nie verkeerd nie, dis nie dat hulle die klits kwyt is nie. Inteendeel, die oomblik wanneer ek in hierdie taal bid en sing, is dit my gees wat God aanbid. Is dit my gees wat God groot maak? Is dit my gees wat kommunikeer met God in privaatheid? Al is ek tussen ander mense. Want ek bid nou of ek sing nou in tale, nie met die gedagte dat daar 'n boodskap vir die gemeente moet wees nie. Dis ek wat in tale God aanbid. Dis privaat tussen my en God. Hy sê,
met my gees nie tale sing, maar ook in verstaanbare woorde. Kom ons lees hy skrif net behoorlik. Hy sê, want wanneer ek in 'n taal bid, is dit my gees wat bid, maar my verstand bly onaktief. Wat sê dit? Ek sal albei doen. Ek sal nie net bid met my gees nie tale bid, maar ek sal ook bid in verstaanbare woorde, Afrikaans, Engels. Ek sal nie net lof sing met my gees nie tale sing, maar ook in verstaanbare woorde, my moedertaal. Ons het ook 'n vyand. Efese 6 sê dat ons worstelstryd is teen Satan en sy magte. God het egter vir sy weermag op aarde ook 'n taal gegee, waarmee ons die vyand kan verwar. Die spreek in vreemde en ander tale. Die duiwel en sy magte het nie 'n klou wat ek en jy bid, wanneer ons in tale bid nie. Hoekom? Want is my gees wat bid. My gewederbaarde gees, my geredde gees. En ek en jy weet, die duiwel en sy magte is nie gered nie en kan nie gered word nie. Jy sal onthou dat ek 'n reeks gepreek het oor die wapenrusting waarmee ons daagliks aangetrek moet wees. Waaroor het ons gepraat? Die gordel van waarheid. Die borswapen van geregtigheid, die skoene om die evangelie te verkondig, die evangelie van vrede, die skoene aan ons voete, die bereidwilligheid om te gaan, die skild van die geloof, waarmee ons die pile van die bose afweer, die helm van verlossing, ons denke wat beskerm word deur woord, te spreek en te dink, die dinge van abo, die swaard van die gees, wat is dit? God se woord in ons mond. Gaan luister op YouTube, hierdie preke is daar. Maar dan volstaan Paulus met die wapen. Efesiërs 6 vers 18. Kan die kerk dit hardop saam met my sê? Kom ons sê dit. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die wat? Bid in die gees. Wat is dit? Is tale bid. Is om in tale te bid. Om in die hemelse taal te bid. Vriende, dis nie Callie Venter wat dit sê nie, dis die apostel Paulus. Hy sê, terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die gees. Hoekom? Want die duiwel verstaan nie hierdie hemelse taal nie. Die vierde tale spreek is vir intieme oomblikke tussen ons en God. Nou luister. Die Bybel sê, as jy in tale praat, rig jy jou nie tot mense nie, maar tot God, want mense sal jou nie verstaan nie. Deur die werking van die Gees praat jy immers diep en onbegryplike dinge. If you praise him in the private language of tongues, God understands you, but no one else does, for you are sharing intimacies just between you and him. God in sy alwetendheid het op 'n hemelse taal besluit waarmee hy op die dag van Pinkster gekom het en ons kom bekragtig het. 'n Taal waarmee ons met hom kan gesels en met hom kan praat. 'n Taal wat my en jou geestelik bou en stig wanneer ons in die gees bid. Nou, vir Paulus was intimiteit of om gereeld met God te praat uiters belangrik. En skielik verstaan jy waarom hy skrywe dat hy meer as almal in tale bid, want hy het geweet dat dit die beste taal of manier is om met God diep en onbegryplike dinge te kommunikeer. Kan iemand sê amen? Boonbehalwe sy Joodse taal, boonbehalwe die Griekse taal, boonbehalwe jou moedertaal.
Die tale spreek vir intersessie voor God en vir intieme oomblikke tussen ons en God, is dis vir daardie persoonlike private oomblik, wanneer dit gaan oor my en God. Wanneer daar verwys word na hierdie persoonlike private oomblik, dan beteken dit ook wanneer ons hier saam aanbid kollektief. Jy praat in tale met God onder die lof en die aanbidding. Vanmôre toe ons geaanbid het, het ek hoe lank hiervoor gestaan en in tale gebid. Want my moedertaal weet ek nie meer presies wat om nog te sê of te bid nie. Maar wanneer ek in hierdie hemelse taal bid, kan ek oor en oor en oor en oor en oor en oor en oor. Dit sê, dit klink dalk na dieselfde woorde, maar dis okay. Want God verstaan wat my geesmens met hom kommunikeer. Daar is egter 2 dinge wat my en jou kan verhoed van tale spreek. En dis onvergewensgesindheid in ons lewens. Dis 'n blokkade. Tweedens, geloof in dit wat die Bybel sê oor tale spreek. Solank jy dit nie glo nie, sal jy nooit in tale spreek nie. As die Bybel verklaar dat tale spreek die intiemste manier is waarop ons met God kan kommunikeer, moet ek dit glo en dit begin beoefen. Ek moet dit doen. Hoor gou. En ek weet die tyd stap aan, maar asseblief, dis Pinksterdag, gee my net nog 'n paar minute. Wees net bietjie geduldig vanmôre, asseblief. Lukas 11, vers 9 tot 13. En so sê ek vir julle, Jesus, hou aan vra, en vir julle sal gegee word wat julle vra. Hou aan soek, en julle sal vind. Hou aan klop, en die deur sal oopgemaak word. Kan iemand sê amen? Halleluja! Want enige een wat vra, ontvang. Enige een wat soek, vind. En die deur word oopgemaak vir enige een wat klop. Julle vaders, ons, ek en jy, julle vaders, as julle kinders vir 'n vis vra, gee julle dan vir hulle 'n slang? Of as hulle 'n eier vra, gee julle dan vir hulle 'n skorpioen? Natuurlik nie. As julle sondige mense, vleeslike mense, aardse mense, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader, wat staan daar kerk? Die Heilige Gees gee vir hulle wat hom vra. Waarvan praat Jesus hier? Hy praat van die spreek in tale, in vreemde tale. Jy mag vra, maar wat is die voordeel van om in tale te bid? Daar is verskeie, ek sal jou hier hou tot 6:00 vanaand. Maar ek dink nie jy gaan dan baie van my hou nie. So ek gaan net een met jou deel. Sê iemand langs jou, jippie, is net een. Jesaja 28 vers 11. Ja, hy, God, die Heilige Gees, sal deur lippe wat staan daar? Hakkel. En deur 'n vreemde wat staan daar? Tong, met hierdie volk spreek. Het dit gebeur? Ja, op die dag van Pinkster. Hy het vir hulle gesê, vriende, nou moet jy my nie mis nie, hierdie is verskriklik belangrik. Hier kan julle rus, hier kan julle die moe mense laat rus, hier is alles rustig. Ek het gaan kyk na die New King James Version se teks, en het sê, for with stammering lips and another tongue, he will speak to this people to whom he said, this is the rest with which you may cause the weary to rest. And this is the refreshing. Sê saam met my, this is the refreshing. Hierdie skrif dui 2 dinge aan wat met ons gebeur wanneer ons in tale bid. Ons ontvang rus in God.
en ons word geestelik verfris. Is dit nie mooi nie? Hy sê, and this is the refreshing. Wat? Wanneer hulle met hakkelende lippe en 'n tong wat in 'n vreemde taal spreek sal bid, sal hulle verfris word, geestelik gesproke. Wanneer ek met my verstand bid, werk ons. Kan iemand daarop sê amen? Ja, dis 'n ding om te bid, né? As ek nou sommer skielik hierso sê, Armand bid, dan gaan hy eerstens in veg en vlug. En dan sal hy opstaan en dan sal hy begin bid, en na so 3 of 4 lyntjies, dan haak hy vas, dan weet hy nie wat om verder te bid nie. Want om te bid is werk, ek moet dink. Maar wanneer ek in die gees bid, my verstand is onaktief, dis my gees wat bid, kan ek aanhou en aanhou en aanhou en aanhou, en praat ek met God en word ek geestelik verfris. Luister, my verstand is onvrugbaar, maar my gees praat met God. En die wonderlikste van alles is, en ek het dit reeds gesê, die duiwel verstaan niks nie. Nou wil ek jou vra vanmôre, as jy dors het, wat drink jy? As jy jou liggaam wil verfris, wat drink jy? Nie Energade nie. Monster. Red Bull. Nee, wat drink jy? Water. Wat staan in Johannes 7? Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, Pinkster, het Jesus daar gestaan. Wie daar gestaan? Jesus. En hy het uitgeroep, as jy dors is, kom dan na my toe en drink. Die een wat in my glo, soos die skrif sê, wat staan daar? Riviere, lewende water sal uit jou binneste vloei. Jy sê, pastoor, waarvan het Jesus gepraat? Vriend, hy het gepraat van tale spreek. Hy het gepraat van wanneer ek in hierdie hemelse taal begin bid. Dit is soos 'n rivier wat net kom en dit borrel en borrel. Man, ek het dit gesien oor my bediening. Mense sou uitgekom het om die doping met die Heilige Gees te ontvang. En as hulle net eers daai eerste woordjie gesê het, Kondobokus sayandabakas itiriandabakus sayandabakas, dan vloei dit. Het ek bedink wat ek nou gesê het? Nee, dit kom net, dit is net daar. Met my mond en met my spraakorgane, my tong, my asem, vorm ek hierdie klanke en hierdie woorde en ek spreek dit sonder om dit te bedink. Hy sê riviere, lewende water sal uit jou binneste vloei. Dit het Jesus gesê oor die Gees wat die mense wat in hom glo sou ontvang. Vriende, van die Gees was nog nie daar nie, want Jesus was nog nie verheerlik nie. Maar dit het gebeur op die dag van Pinkster. Hy sê, want die Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Ek wil begin afsluit. Tale bid verfris ons gees, en dit verfris ons gedagtegange, dit gee openbaring, dit bring kennis, dit bring wysheid, dit bring insig, en soms is jy in 'n situasie wat jy net nie weet wat en hoe nie. Jy het nou in Afrikaans gebid, jy het in Engels gebid, jy weet nie wat om nog te bid nie. Dis dan wanneer jy in jou hemelse taal oorgaan en jy begin bid. Ek sluit af met, maar hoe bid ons in tale? Hierdie is eintlik 'n preek nog op sy eie, maar ek gaan dit opsom. Eerstens moet Jesus die Here van jou lewe wees. Ongeredde mense sal dit nie ontvang nie. So as jy vanmôre hier sit en jy het nog nooit in jou lewe en jou hart vir God gegee nie, doen dit nou. Sê, Here, ek gee my hart vir U. Ek gee my lewe vir U. Word koning van my lewe. Word die Here van my lewe. Ek wil U volg, Here. Tweedens, ons moet God se wil vir ons lewens gehoorsaam. Ons moet na die beste van ons vermoë met die hulp van die Heilige Gees God se woord gehoorsaam en daarvolgens lewe. Derdens,
Ek moet glo dat dit wat die Bybel oor tale spreek sê, die waarheid is. Vra en jy sal ontvang. Bid en jy sal ontvang. Soek en jy sal ontvang. Klop. Ek moet glo dat dit wat die Bybel oor tale spreek sê, die waarheid is. Dan, ons moet ontslaa raak van enige onvergewensgesindheid in ons lewens. Dis 'n blokkade. Spreek vry. Moenie loop met bitterheid en haat in jou hart en in jou lewe nie. Dit gaan jou weerhou van geestelike seëninge. Ons moet vra vir die doping met die Heilige Gees. En dan ons moet begin praat, want die Heilige Gees gaan nie namens jou praat nie. Dis nie buikspraak nie. Dis uitspraak. Sê vir my langs jou, is nie buikspraak nie, is uitspraak. Sê dit. Jy sien, die Heilige Gees gee die woorde, dis hier binne in my en jou, want hy leef in my en jou. Hierdie fontein wag net om oop te bars en oop te breek, hierdie strome van lewende waters, dat dit by jou mond kan uitkom. Psalm sê, maak jou mond wyd oop, sodat God dit kan vul. Met my spraakorgane, met my tong, met my lippe, met die asem wat God my gegee het, begin ek spreek soos die Gees aan my gee om te spreek. Waar gee hy dit? Hier vanuit my binneste uit. Nie my verstand nie, hier vanuit my binneste uit. En soos ek reeds gesê het, as jy net eers een woord oor jou lippe laat kom, dan volg die res. Nou wil ek dit sê, solank jy in Afrikaans bid of in Engels bid, sal jy nooit in hierdie hemelse taal bid nie. Jy kan nie Afrikaans en hemelse taal gelyktydig bid nie. Jy bid of Afrikaans of die hemelse taal, maar jy kan dit nie saam bid nie. Ek en jy moet die geloofstap neem, ons mond oopmaak en God vertrou. Ek sluit af, Paulus sê, ek wens dat julle almal in tale bid. Hoekom het Paulus dit gesê? Hoekom was dit sy begeerte? Want hy of sy wat in 'n taal bid, bid nie tot mense nie, maar tot God. As jy 'n kind van God is vanmôre, en jou hart met God se hart besny is, en jy glo dat die Heilige Gees in jou lewe, dan kan jy nou saam met my opstaan, en ek hoef nie eers vir jou te vra om hier voor te kom staan nie, daar in die banke, daar waar jy staan, daar kan jy jou mond oopmaak, en doeteenvoudig hierdie hemelse taal begin spreek. Staan op jou voete. Die Heilige Gees wat ons bekragtig, om u getuies te wees, om soos 'n Petrus van ouds onverskrokke te wees, en te staan en te sê, hierdie Jesus wie julle gekruisig het, hy is waarlik Here en God. Vader, dankie, dat ons weet waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Vryheid, vryheid, u maak vry, deur die werking van u Gees. Vul ons, Here, wanneer ons in ons binnekamers is, wanneer ons in ons motors ry, wanneer ons waar ook al is, alleen is, of hoe, vul ons met u Gees, en dat ons dit sal bid en dit sal gebruik, tot die eer en die verheerliking van u naam, dat ons met u kommunikeer daardeur, en Here, dat ons verfris sal word, deur die tale spreek. Dankie vir u woord wat ons rig, dankie vir u woord wat ons leer, dankie vir u woord wat ons lei in die volle waarheid. Ek wil bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie boodskap vanmôre, en dat ons hierdie saak sal gaan oordink, dit sal bespreek met mekaar, en dat ons dit sal beoefen, en sodoende word ons net sterker geestelik gebou. Verheerlik u self in elkeen van ons se lewens, is my gebed
in Jesus naam. En die kerk van die Here sê amen. Amen. Ek gaan jou wegstuur vanmôre en ek wil dit ten slotte sê. Onthou jy by die berg Sinai was daar 'n wolk wat neergedaal het op die berg. Toe Moses die wet gaan ontvang het. Daar was bliksemstrale, daar was wind, daar was 'n skudding, daar was hierdie wolk wat die berg oorskadu het. En toe het God die wet gegee. Hier op die dag van Pinkster is daar wat? Bliksemstrale, wind, donderweer, skudding en 'n wolk. En vul hy sy kerk met die Heilige Gees. Wat beteken, ons is nie meer onder die wet nie. Ons lewe nou vanuit sy genade. En ons lewe deur die krag van die Heilige Gees.